God maak 'n belofte. Nou, hoe voel jy as jy dit lees? Is dit 'n aansporing? Is dit iets wat ek lees? Is dit iets kragtigs wat jou aanraak? God maak 'n belofte en dan bring ons daai prentjie in. Ekskuus tog. Dan bring ons daai prentjie in, want dit is waar die belofte gemaak is. 17 jaar plus gelede het God 'n belofte gemaak aan babietjies. Het God gesê, ek sal julle God wees. En vanmôre het julle die resultaat daarvan gesien. 'n Belofte wat God gemaak het, en God het sy woord gehou. Die doopbelofte, Genesis 17 vers 7, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte, en daarbey word ons ingesluit. Dit is 'n blywende verbond, dit gaan nie verander nie. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Vanmôre het ons gesien. Hy het gesê hy sal hulle God wees. 'n Babietjie wat nie 'n idee gehad het wat gesê is nie. Maar ons het vandag die realiteit gesien. Dit word gebind aan Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. En daar kan jy sien hoe word ons ingesluit. Die belofte is in die Ou Testament gemaak. God het gespreek. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Deur Jesus Christus word ons deel van daai belofte. Word ons erfgename van daai belofte. Sê God vandag vir jou, maar daai belofte is vir elkeen van ons. God het 'n belofte gemaak. 17 jaar terug. En so verloop die belofte. So het God hierdie belofte 'n realiteit gemaak, 'n werklikheid gemaak. Julle het dit gesien vanoggend. Julle het daai werklikheid gesien. Jy het 8 jong mense hier gestaan en hulle het gesê, maar ons glo nou in Jesus. Hoe is dit moontlik? Kom ons gaan lees Jesaja 43 vers 1. So verloop die belofte. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. En as ons dit lees, na aanleiding van die vorige vers in Galasiërs, weet ons is ingesluit hierby, deur Jesus, deur Christus. So as hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, dan praat hy met elkeen van ons. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Moenie bang wees nie, ek bring die verlossing. En dan hierdie persoonlike roeping aan elkeen van ons. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Die lewende God het dit gesê. Hy het dit vir elkeen van hierdie 8 jong mense gesê. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hoekom het hy dit gesê? Want hy het beloof, ek sal dit doen. Hy het beloof, maar ek sal jou God wees. En toe hulle kon begin verstaan, het hy hulle geroep. Het hy gesê, jy is myne, ek sal jou verlos. Toe was dit nog net oor vir pa en ma, en hulle het nog nie besef nie, maar God het dit gesê. Ek sal jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So verloop die belofte. En vandag sê 8 jong mense, ek het die belofte gehoor. Hierdie afgelope 17 jaar, ergens het hulle hierdie belofte gehoor, het hulle God se roepstem gehoor. Hoe kan hulle sê ek glo in Jesus as hy hulle nie geroep het nie, as hy hulle nie oortuig het van die waarheid nie? Ek het sy belofte gehoor, ek het sy roep gehoor, ek het sy stem gehoor toe hy my geroep het. En ek het gesê, ja Here, hier is ek.
Here, ek aanvaar die verlossing, ek aanvaar die redding, ek aanvaar U is my Here, ek aanvaar U het die versoening vir my bewerk, ek aanvaar ek het die Heilige Gees, ek aanvaar, ek vat U en ek maak U my eie. Deur hierdie tyd het hulle gesê ja. En ek dink dit is by hierdie punt waar elke ouer wil opspring en net sê halleluja. Dankie Here dat U dit gedoen het. Want ons ken onsself. Hoe kan ek so lewe dat my kind na God sal kyk en in God sal glo deur my lewe? Ek kan nie, ek kan probeer, ek kan die mooiste woorde uitlê, maar dit is God wat roep. En God het hulle geroep, want God het 'n belofte gemaak. En ons kan sê, as ouers kan ons sê, dankie Here, prys die Here, halleluja vir dit wat U gedoen het. En ek praat nie net met die ouers van ons 8 jong mense vanmôre nie. Ek praat met elke ouer wie se kind bely, Jesus is die Here. Mag jy vanmôre net weer aan die Here eer gee. Mag jy net sê, dankie Here. U het 'n belofte gemaak aan my. U het 'n belofte gemaak aan my kind. U het dit waar gemaak. U het hulle geroep. Hulle sê ek glo in Jesus. Dankie Here. En as dit van my afhang het ek dit nie reg gekry nie. Hulle sê ons het daai roepstem gehoor. Ons het die stem gehoor, maar hulle sê meer. Hulle sê nie net ek het die stem gehoor, ek het gehoor jy sê ek het jou by jou naam geroep, jy's myne nie. Vandag sê hulle aan die gemeente, julle het dit gehoor. Hulle sê aan die kerk, die Weier Kerk. Hulle sê aan die hele wêreld. Hierdie jong mense sê aan die hele wêreld, ek glo met alles in my, glo ek in Jesus Christus. Ek glo hy is my verlosser, ek glo hy is my koning. Ek glo aan my hemelse Vader, ek glo ek het die Heilige Gees. En hulle sê, maar ek het die Here lief. Met alles in my. Ek het die Here lief. En daarom sal ek hom dien. Vanuit 'n belofte 17 jaar terug het dit alles gebeur en vanmôre sê hulle, maar ek dien die Here. Ek glo in hom, ek is verlos, ek is sy kind. En so sal ek lewe. Nou, ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit een van die grootste wonders. Dit wat ons vanmôre gesien het, is wonderwerk op wonderwerk. 8 wonderwerke wat God gedoen het. Vanuit sy liefde. Vanuit julle ouers wat geglo het. Jy as ouer wat gesê het, maak vertrou die Here met my kind. Ek het hom laat doop. Want God maak 'n belofte. Die doop is net 'n teken, hè. Maar dit is 'n teken van daai belofte wat God gedoen het. Maar hoe werk dit? Ek weet, dit is nou 'n moeilike vraag. Ons praat oor groot dinge, maar hoe werk dit? Hoe kan God so handel oor 17 jaar? Ja, hy het ons gebruik. Met die doop het elkeen wat in die gemeente toe was gesê, maar ons sal help met die opleiding, met die opvoeding. Want die ouers het gesê, ons sal hulle oplei, maar ons sal hulle ook laat oplei. Elkeen wat sonnaarskool gegee het, elkeen wat gebid het, elkeen wat moeite gedoen het met hierdie, toe hulle nog jong kinders was. Elkeen van ons het deel hieraan gehad, maar hoe het dit gewerk? Hoe werk dit op die einde van die dag? Die heel eerste is, die Here is getrou. Onthou waar het dit begin? Hy het 'n belofte gemaak, maar die Here is getrou. Dit wat hy gesê het, dis wat hy doen. En as jy nie oortuig daarvan is nie, dink net aan hierdie 8 jong mense wat hier gestaan het. Die Here het gesê, ek sal hulle God wees. Vandag het ons gesien, hy is hulle God. Die Here is getrou, dit wat hy sê, dit wat hy gaan doen. As hy belofte maak, hou hy sy woord. Die Here is getrou. Die waarheid van sy woord. Hoe het hulle agtergekom, Jesus is die Here? Ouers wat uit 'n kinderbybel lees, wat prentjies wys. Noag, Jona, die kruis van Jesus. En as hulle begin groter word, dan praat ons uit die Bybel, dan haal ons gedeeltes uit die Bybel uit en daai kind begin hoor. En daai waarheid raak hulle harte aan.
En hulle hoor daai roepstem van Jesus. En hulle hoor daai belofte, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hulle hoor, jy's vergewe, jy's vrygespreek, jy's kind van God. Hulle hoor en sien die openbaring van God en hulle lewens verander vir ewig. Vir ewig, nee, ons praat nie net van goeie mense op hierdie aarde nie, dit is vir ewig. Hulle is op pad hemel toe. Elkeen wat bely Jesus is die Here, is gevul met die Gees, en elkeen wat gevul is met die Gees, gaan hemel toe. So ons praat van groot dinge hier. So die Here is getrou, hou daaraan vas. As julle nog jong kindertjies het, en julle wonder, hoe gaan ons hulle groot kry vir die Here is getrou. Hy het die belofte gemaak. Vertrou hom. Deel die waarheid, praat die Bybel, lees saam, bid saam. Wees saam in die kerk. God se liefde vir elke jong mens. En ek sluit nou nie aan die jong mense uit nie, ek praat oor die 8, maar ek praat oor elke jong mens. Ek praat oor elke mens, maar vanmôre net spesiaal daai 8. Hoe groot is God se liefde vir julle gewees? Jo, dat hy so besig was met jou. Dag na dag. Stoutigheid, nie stoutigheid nie. Hy was daar. Hy het jou geroep, hy het jou gedra. Hy het jou gelei, hy het jou geseën. Hy is jou Here. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Ons ken hy vers, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17, Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom om ons te veroordeel nie, maar om ons te red. En omdat hy jou so lief gehad het, het hy jou gered en is jy vrygespreek. Ek praat met julle 8, maar ek praat met elkeen wat vanmôre hierso sit. Kyk na daai 3 punte, die Here is getrou. Die woord is die waarheid. God het jou lief. Dit was van jou doop tot nou. En soos ons nou nog gesê, dis nou nie die einde nie. Hierdie is amper net die begin. So, wat gaan ons nou doen? Kan ons vorentoe kyk? Kan ons nou nog meer verwag? Dink bietjie van die doop tot nou, wat gebeur het? Julle kinders het gelowig geword, hulle is gered, hulle is vrygespreek, hulle het kinders van God geword, hulle het die ewige koninkryk van God as 'n belofte. Sy teenwoordigheid vir ewig, dis waarna hulle kan uitsien. Dis wat alles gebeur het van die doop tot nou. Maar wat nou vorentoe? Is daar iets wat ons kan bring om vorentoe te kyk? En ek wil graag hê ons moet 'n paar beloftes weer inbring. En ek sal dit aan julle stuur. Dit is 7 verse, 8 verse. Maar as elkeen van ons hierdie verse kan vat as beloftes vir ons lewens vorentoe, vanaf my doop tot nou, is ek kind van God. Nou die pad vorentoe. Hoe kan ons dit 'n realiteit maak? Psalm 139 vers 14 en vers 15. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is en is diep in my moeder skoot. Daai belofte dat God aan jou maak, hoe spesiaal jy vir hom is. As ons gaan kyk na die skepingsverhaal, dan sien ons, hy het ons geskaap as sy verteenwoordiger. Jy as jong mens is verteenwoordiger van God. Jy is geskape volgens sy beeld. Jy is die hoogtepunt van die skepping. Dit is ons realiteit. Jy is die hoogtepunt van die skepping. En hieruit kan jy leef. So in die pad vorentoe, moenie begin twyfel hieraan nie. Moenie begin wonder, maar is dit regtig so? Is ek regtig so spesiaal in God se oë? Die antwoord is ja. Psalm 139, as jy wonder, ek weet nie, gaan lees daai 2 verse. Dis wat God sê. Dis hoe hy jou gemaak het. Die tweede vers, Efesiërs 2 vers 10.
Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Wat is God se verwagting vir jou toekoms? Die pad wat jy nou gaan stap, na volgende jaar se matriek. Hy het jou geskep met 'n bepaalde doel. Die goeie dade wat hy vir jou bestem. Dit is jou verwagting. Here, wys my. Ons het gepraat van julle weet wat julle na volgende jaar gaan doen. Party weet nog nie, maar vat dit na die Here toe. Here, wat is u plan vir my? Wys my die dade wat u vir my voorberei. Wys my die pad wat ek moet stap. Dit wat u vir my bestem. Dat ek op hy pad gaan. En as jy op hy pad gaan en jy raak moedeloos, die Here het gesê, ek het jou geskaap. En ek het jou geskape met 'n doel. Die derde een, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons sondig nog steeds, maar dit definieer ons nie. Ons sondig nog steeds, maar God bly lief vir ons. Ja, ek moet my sonde bely, ek moet wegdraai van my sonde, maar ek word vergewe. Ons is sondaars, maar God het ons lief. As jy ooit wonder, het God my lief? Gaan lees daai vers. Hy het sy liefde vir ons bewys hierin dat Christus gesterf het, toe ek nog 'n sondaar was. Het God my regtig lief? Kan ek hierdie wêreld deurgaan? Is ek nie alleen nie? Het hy my nie afgeskryf nie? Gaan lees daai vers. Christus het gesterf toe ons nog sondaars was. Die vierde een, werklike liefde is dit nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy ons bewys het. Hy het dit bewys. Het God my lief? Daar is die bewys. Jesus aan 'n kruis. Deur sy seun is daar versoening vir my sonde. Versoening, jy's by God. Gaan God jou vergeet? Gaan hy jou los? Nee. Al het jy gesondig. Hy gaan jou vashou, hy gaan jou terugroep. Onthou, hy het gesê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nie, jy sal vir 'n rukkie myne wees nie, jy is myne. Onthou hierdie vers. As jy voel, maar ek het weggedwaal, gaan terug na hierdie vers en sê, Here, ek hoor en Here, ek glo. Die vyfde een, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Onthou altyd, die Here bring jou deur moeilike tye. Ons almal gaan deur moeilike tye, maar jy staan nie alleen nie, die Here is by jou. Hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Lewe by hom. Maar onthou, jy is volgens sy besluit geroep. Jy behoort aan hom. Die 16, moenie bang wees nie, Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Dit spreek die Here oor elkeen van julle. En as jy voel, ek kan nie meer nie, as jy bang raak, as jy bekommerd is, as jy nie meer antwoorde het nie, gaan terug. Die Here sê, ek versterk jou, ek help. Hy het gesê, ek roep jou. Met jou doop het God gesê, maar ek maak 'n verbond met jou, en die gaan hy aan, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Die 7de een, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Moet nooit twyfel in die Here nie. Onthou altyd, die Here is met jou. Hoor sy stem vandag. Hy het 'n plan met jou. Hy stap saam met jou. Hy bevestig dit wat hy gesê het reg in die begin, toe jy gedoop is. 17 jaar terug het hy gesê, ek sal jou God wees. En so sal dit wees. So staan hy belofte van toe af tot nou. En so staan hy belofte vir die res van jou lewe. En so staan hy belofte vir ewigheid. Ek sal jou God wees. Hoor sy beloftes, hoor die verdere uitbreiding van sy beloftes van vanmôre en raak opgewonde oor die Here. Here, ek sien uit na dit wat U gaan doen. Ek behoort aan U. Here, U is my Here. Raak opgewonde oor jou toekoms. Moenie in vrees lewe nie, want die Here is by jou. Sien uit na dit wat God in en met jou gaan doen.
Sê Here, U was getrou tot nou, toe U sal getrou bly. Ek sien uit, U is my Here. Ek wil vir ons afsluit met Johannes 10 vers 10, dit is uit die boodskap uit. Onthou, dis Jesus wat hierso sê, dis Jesus wat praat, hy sê, ek is hier om vir julle die kans te gee om altyd by God te wees, altyd. By hom sal julle die lewe voluit kan geniet. Hy bring die lewe in volheid, en dit is lekkerder as enigiets anders. Glo my, dis Jesus se woorde. Sal hy jok? Sal hy halwe waarhede vertel? Nooit. Hoor mooi, dis lekkerder as enigiets anders. Glo my, glo Jesus, glo die Vader, glo die Heilige Gees, en lewe voluit, saam met hom en vir hom. Amen. Kom ons bid saam.